Dat werklik opreg. Ek kry julle iets sê ten koste van Marga toe ek hier by haar was die eerste keer op haar uitnodiging. Sy het my gesê sy verwag so omtrent 5 mense hier. Maar dis 'n tipies haar manier om ding te onderstel, net te oorbeklemtoon nie. Maar ek is baie dankbaar vir al die ou vriende wat ons vandag weer sien. Ek waardeer dit dat hier is. Ons het groot geword in 'n plek waar die Engelsskole, die Engelstalige skole om ons omgewing baie gerieflik was en was nie Afrikaanse skool naby nie. So my ouer broers en susters almal by die Engelse skool gaan en toe ek nou daar aangeskryf word die dag, toe ek geweier om Engels te praat. En dit het 'n klomp sowat geverg, maar dit het nie gewerk nie. En naderhand die hoofman het moed opgegee. Hy het my ouers laat kom en gesê dat daar's geen salftes meer in hom nie, om hom uit die skool uitvat na Afrikaanse skool toe. Dit het toe gebeur. Al het my suster net ouer as ek was 'n jaar verloor, want sy moes ook 'n jaar teruggesit word om by die Afrikaanse skool te kon aanpas. So ek was maar van die begin af redelik moeilik geweest. Ja, gaan er al praat van moeilik. Jy sê jy was maar 'n gebore soldaat geweest en op hoërskool het die kadette het nogal vir baie indrukwekkend geweest en het groot indruk op jou gemaak. Ek wou graag 'n vegvlieënier word, maar my ouers het nooit gevlieg nie. So vir hulle was dit te gevaarlik, wou niks daarvan weet nie. En toe ek nou blootgestel is aan die kadette, was dit net eenvoudig van die begin af 'n troue geweest. En daar was nooit weer twyfel by my dat dit die pad vir my was nie. Ek het baie kere teruggedink en gewonder wat sou gebeur het as ek vroeër ook in die regsberoep byvoorbeeld blootstel was, want ek dink dit is ook 'n rigting waarin ek nogal myself sou kon uitleef. Maar dit het eintlik baie natuurlik gekom en daar was nooit van standaard 7 af nooit my enige twyfel oor waar ek wil wees nie. Ja, dis ons kort Dirks die skole wat hy gesê het, jy gaan nog eendag 'n generaal word en hy toe wraggies 'n generaal geword. Nogal in baie moeilike tye. Dit was 'n tyd van binnelandse onrus. Dit was 'n tyd van die grensoorlog in Namibië en in Angola gewees, daar was selfs optredes in Mosambiek en in Zambië soos jy skryf. Hoe kyk jy vandag terug? Ons moet nou maar spring na die moeilike tye toe, die moeilike vrae toe. Hoe kyk jy terug na die grensoorlog? Baie mense sal vandag sê die grensoorlog was onnodig. Dit was 'n onnodige oorlog. Daar het nie mense doodgegaan. Ons het baie geld uitgegee daaraan. Sou jy sê dit vir die politisie tyd gekoop, was dit die moeite werd? Ek het in my gemoed geen twyfel daaroor dat dit nie net die moeite werd was nie, maar dit noodsaaklik was. As ons nie daar was nie, dan sou die Russiese ekspansionisme net eenvoudig voortgevloei het na Suider-Afrika toe. Ons sou dan ook die aanslag in ons buurlande gehad het. Kan jy dink wat sou gebeur het in terme van die domino strategie indien Angola net eenvoudig geval het en Suid-Wes-Afrika oorgeneem was, Botswana, dan was die vyand nie op die ver grens van ons af nie, hulle was by ons huis. En dit sou soveel moeiliker vir ons gewees het om ons te kon handhaaf. Die bufferstate wat ons gehad het, het vir ons die kans gegee om in diepte te verdedig, die oorlog na die vyand toe te neem en dan tyd te koop. Maar dit nie net gaan oor oorlog vir oorlog nie, maar 'n oorlog met 'n doel om die huis en hart te beveilig en om tyd te koop vir politieke oplossing wat eintlik die enigste blywende oplossings vir ons land kon wees. So ek het in my gemoed geen twyfel nie dat die oorlog reg was en dat dit noodsaaklik was. Maar terselfdertyd wil ek sê ek is baie jammer oor die mense wat offers betaal het. Jy weet dat mense met totale oortuiging hulle alles gegee en van hulle het na die tyd gevoel dat hulle in die steek gelaat was, want hulle kon nog voortgegaan het om dit langer te doen. Maar die vraag was dit sinvol om dit te bly doen terwyl ons die ander alternatiewe nie ontwikkel het nie? Generaal, dink jy die grensoorlog het die weermag, die ou Suid-Afrikaanse weermag help ons skep 'n baie goeie mag, een van die sterkste weermagte in Afrika? Ek merk ook toe in Spanje was ek hier op televisie gesien van operasies waarna ek nogal gesê jy kry skaam half vir die primitiewe toerusting en uitrusting wat destyds gebruik is, maar in 1988 was dit iets heeltemal anders nie. Nou, mense eintlik teruggaan na waar die weermag was hier in die 50er jare wat nog hoofsaaklik 'n Brits georiënteerde weermag was sonder uitrusting wat ons kon aanwend. En in die 60er jare het dit eers begin. Jy weet, daar was al hoe groter bedreigingspersepsie, maar daarmee saam ook die besef dat ons is nie toegerus vir die nuwe omstandighede. En ek dink wat gebeur het met operasie Savannah is die hele realiteit net onderstreep. Daarna die wapensanksies gekom en ons moes al hoe meer en meer ons eie wapentuig ontwikkel
om die stryd te kon voer. En ek dink wat toe daarna gebeur het, is eintlik in menslike terme hier kan ek op sê wonderwerk oor hoe ons gevorder het met die kruisstig, maar ook met ons totale opleiding en ons gevegsvernuf wat ons weerval het. Ons het werklik, dink ek, die sterkste weermag in Afrika geword en ons kon dit nog verlang gewees het, alhoewel 'n klomp faktore van toepassing geword het wat vir ons moeiliker gemaak het. Die internasionale sanksies, die wapenboikotte wat was, die verbeterde tegnologie en wapentuig aan die ander kant. Veral wat die Angola betref, die toenemende lugbedreiging, die baie sterker lugafweer poging wat daar teenoor ons was, die lang logistieke lyne wat ons gehad het waarop ons moet veg, terwyl die ander met groot internasionale steun eintlik baie interne logistieke kanale gehad, ook maar groot afstande, maar in ons geval moes ons nog oor ander lande ook gaan oor 'n baie lang grenslyn. So die omstandighede was moeilik, maar ek dink ons het gewys dat ons kon van min af groei tot waar ons uiteindelik was, wat ons werklik internasionaal erken was as een van die lande wat die hele kwessie van teeninsurgensie en ook konvensionele oorlog die beste verstaan en kon uitvoer. Generaal, 'n vraag wat ek brand om u te vra, die dienspligtiges het 'n baie groot rol in die destydse weermag gespeel. Wat was die gehalte van dienspligtiges? Jy weet, om kinders sommer uit die skool uit te vat en binne 'n jaar is hy op 'n gevegsfront. Wat was die gehalte van die dienspligtiges? Waaraan skryf jy dit toe? En was die opleiding van 'n baie goeie gehalte, alhoewel dit nie altyd so lank kon duur as wat mense graag sou wou hê? Gert, miskien wil ek net eers sê, ek dink ons mensemateriaal waarmee ons gewerk het was goed. Jy weet, toe ek in Spanje was, is die vlieënier van die Mirage nie toegelaat om 'n Mirage te vlieg voor hy in sy laat 30's was nie. Want hulle sê die vliegtuig is te duur om aan jong mense toe te vertrou. Toe kon ek vir sê, hoorie, maar vir ons vlieg die mense Mirages op 20, 21, 22, omdat hulle reaksies ook soveel beter was. En ek dink op al die verskillende vlakke het ons die voorreg gehad om jong, entoesiastiese, gemotiveerde, opleibare mense te hê wat hulle alles vir die saak gegee het. Wat die dienspligtiges gaan betref, ek dink dis maar groot mengsel wat daar was. Ek kan onthou daar was sekere dienspligtiges wat nie net so goed was nie, so mense kan kry vir algemeen en sê almal was net so goed nie. Daar was ook mense wat nie daar wou wees nie. Daar was ook mense wat probleme veroorsaak het en probleme gehad het. Daar's ook mense wat in detensie kan sterf. Daar was mense wat afwesig was sonder verlof. Maar as ek nou oor die algemeen praat, dink ek ons ongelooflike goeie mensmateriaal gehad. Jong mense wat hard gewerk het en ek dink wat hulle opleibaarheid, hulle fiksheid, maar ook hulle buigsaamheid betref, in staat was om 'n wonderlike weermag te skep. Ek weet nie 'n ander weermag nie as daai jong dienspligtiges wat ons gehad het nie. Baie van hulle het nou al ouer geword. Hier sit van die ou dienspligtiges hier wat ek baie goed geken het. En ek wil vir jou sê, as dit nie vir daai jong mense was nie, jong offisiere, jong dienspligtiges, sou ons as standemag mense nooit gekom het waar ons weermag as geheel uiteindelik gekom het. Maar nou wil ek net by sê, ek wil nie net die dienspligtiges uitsonder nie. Ek dink mense moet ook dink in jou kommandolede. Jy moet dink in jou burgermaglede, mense wat jaar na jaar op kampe gegaan het. Jy weet, veral ons kommandos. Baie van hulle het alles verloor in die proses. Hulle was hier op die tuisfront besig, maar van hulle het ook na die grens toe gegaan. En hulle het geweldige offers betaal. Party het hulle besighede verloor. Party het hulle families verloor. Party van hulle is na die vrede nou gekom het, na 94, deur hulle eie gemeenskappe verwerp. Wat gesê het, man, julle het altyd gedink, julle is die menere van die plek. En nou as jy dit kan sien, julle is nie die groot menere nie. Ons gaan julle nou reg sien. En van hulle is weggedryf uit die gemeenskap wat hulle oor soveel jare gedien het. So ek sou graag hulde wil bring aan al die mense. Nie net die dienspligtiges, maar almal wat in uniform was, wat deelgeneem het aan hierdie groot poging. Veral die verwys na die opofferings, na die dienspligtiges, na die kommandolede, na die staande maglede, na almal wat baie tyd en energie ingesit het destyds in die weermag. Dink jy die politici het die tyd wat die weermag vir hulle gekoop het, soos ons nou gesê het, goed gebruik? Ek het vandag gesê dat ek sal die vraag miskien aangee vir Rina Venter vir Gert Oosthuizen wat daar binne kan sit, dat hulle dit kan antwoord. Kyk, ek wil onmiddellik kwalifiseer. Ek wil nie dit laat klink of ek vandag net die politici in die vizier het nie. Ek dink dis ook mense wat met ongelooflike groot toewyding hulle land gedien het, soos hulle geglo het, hulle steenbasis wil hulle bedien en wat regtig uit hulle pad het gegaan het.
Of hulle vinnig genoeg beweeg het is 'n ander vraag. En dit het my dan ook genoop op 'n stadium met 'n publieke toespraak hier in Pretoria te sê dat ek wil graag vir die regering sê dat ons kan tyd koop, maar ons kan nie vir julle blywende oplossing gee nie. Daardie oplossing moet julle self kry. Julle moet die tyd gebruik om 'n evolusionêre oplossing vir ons land te kry, want dis die enigste een wat blywend is. Anders gaan ons gekonfronteer word met 'n revolusionêre oplossing wat ons waarskynlik nie kan bestuur nie. So of hulle die tyd gekoop het, ek dink daar's van die politici wat hulle voete gesleep het en wat ook maar soms onbevoeg was. Maar vanweë die hele politieke bestel in posisies van gesag gekom het en dit nie behoorlik benut het nie. Maar daar was ook politici wat ek ken vir wie ek die hoogste agting het, wat ek weet hulle totale lewens, hulle alles wat gehad het, opgeoffer het. Uiteindelik waarskynlik ook die teiken geword het as gevolg daarvan. Maar hulle het opgetree in die geloof met totale oortuiging, met totale oorgawe. En ek sou dus beslis nie vandag net sommer die politici oor die algemeen wil afskryf as hulle almal op hulle hande gesit het en niks te doen het. Dit sou onwaarheid wees. Karel, u het verwys na die 1989 toespraak, het baie kritiek daarvoor gekry natuurlik, maar een mens wat nie kritiek gelewer het nie was generaal Magnus Malan. Hy het gesê dis common sense wat hy gesê het, dat 'n mens moet kyk na mense se lewensomstandighede, veral wat binnelandse onrus betref. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, want jy sien nie altyd vir generaal Malan in daai lig nie. Wel, hy was intens bekommerd oor hoe hierdie wat ons sê die totale verweer teen 'n totale aanslag op alle terreine gevoer moet word. En dat jy nie net eenvoudig kon probeer om die veiligheidskomponent daarvan aan te spreek en dan ander goed aan te hanteer wat nie die wesenlike behoeftes en probleme van die bevolking aanspreek nie. Wysing was een daarvan, werkskeffing. Daar was ander baie dinge wat onnodige stres op die breër bevolking geplaas het. En daarom het hy van vroeg af gesê, maar ons het 'n totale poging nodig in die weermag. Ook van die ander bevolkingsgroepe. Iets waar hy baie gekritiseer is. Aanvanklik het mense gesê, maar ons kan nie bekostig om vir swart mense wapens te gee nie. Wat gaan gebeur as hulle daai wapens teen ons gebruik? En die uitgangspunt was, maar ons kan nie as blankes alleen die verdediging van ons totale land op ons skouers neem nie. Wat gebeur met die getalle, maar ook die opvoeding van mense, dat hulle kan opvoed en kan grootmaak om ook deel te neem aan die bestuur van die weermag en van die land. So hy was baie positief en uitgaande wat my betref, hy was soms deur van sy kollegas gekritiseer, want hulle het gesê hy het deur die veiligheidsbestuurstelsel het hy op hulle terreine beweeg. Ek onthou daar is hy byvoorbeeld baie hard probeer werk aan die bewysing vir swartes en dienste beskaffing. Maar ander wou dit nie net so maklik koop nie, want hulle was te bewus van die bedreiging as die swartes nader kom in die stede en hulle met ons te veel begin deel, dit sou met ons reg inmeng, maar hulle het nie gesien dat die ander mense het ook regte wat ons ook moet beskerm as ons werklik 'n nasionale belang en nie bloot sektorale belang sou optree nie. So hy het werklik uitgegaan van die punt dat ons moet beter diens verskaf vir al ons burgers. En ons 'n oplossing kry vir ons hele land, nie net vir 'n groep van ons land nie. Veral natuurlik, dit is baie moeilik. Ek wil net 'n bietjie so toe hou. Ek sien daar sit ook mense. Dit was natuurlik 'n baie moeilike tyd daar met die oorlog in Angola, die oorlog in Namibië toe kom van 1984 aan die binnelandse onrus is baie vererger. Was daar harde gesprekke tussen die regering en die veiligheidsmagte oor hoe die stryd gevoer moes word, wat gedoen moes word? Was daar groot verskille gewees? Wel, daar was maar baie gereeld harde gesprekke gewees, want van die soldate wou net graag oorlog maak en hulle wou nie graag te veel tyd in die politiek spandeer nie. Van die politici wou weer net politiek bedryf waar ons gevoel het hulle oorbeklemtoon die saak. Daar was gesprekke, maar ek dink die gesprekke was oor die algemeen opgevoede, ingeligte gesprekke. Dit was nie sommer net 'n rond en bond prater nie. As daar verskil is op grond van strategieë en einddoele miskien met mekaar verskil. Baie keer ook oor die hoe dinge moet bewerkstellig word. Mense onthou dat die regering was onder groot druk. Mense kan dink aan die internasionale sanksies, die wapenwetloop, die verslegterde ekonomiese klimaat, die geweldige aanslag met internasionale steun uit die buiteland uit. Die feit dat ons onder moeilike omstandighede steeds groter eise gestel het wat wapentuig aan betref. Weet, aan 'n stadium was ons lugmag net nie meer in staat
om werklik mee te ding met die lugmag wat teen ons aangewend is, in terme van afstande, wapentuig, missiele, die lugafweerstelsel. So om dit te kon probeer aanspreek, moes ons al hoe meer en meer aanspraak maak op geld, want al hierdie goed is maar afhanklik van geld. Jy het die geld nodig om te gaan koop, veral as jy nog moet dit op die smokkelmark ook moet gaan kry dikwels. En ek dink dat dit baie groot eise gestel aan van ons politici, die regering, wat meer gekyk het na die ekonomiese aspekte, die plaaslike politiek, die volhoubaarheid daarvan. So daar was verskille, maar oor die algemeen was dit, dink ek, verantwoordelike verskille. Daar was tye waarvan ons leiers baie sterk standpunte uitgespreek het. Ek kan dink aan een spesifieke geval wat daar was destyds hier rondom 89, toe een van ons leiers 'n baie sterk standpunt ingeneem het en uiteindelik sy loopbaan op die spel geplaas. Generaal wat sê hy stem glad nie saam met die hele tendens ten opsigte van die wat gebeur in Angola en hoe dit hanteer word nie. Hy het te sterk invloed daar gesien van die politiek en buitelandse sake en hy wou meer die militêre weg volg het. Maar dit is ook daarin bestuur. So daardie tipe van gesprekvoering kon ook hanteer word. Maar daar was tye waar dit maar 'n bietjie moeilik was. Ek dink dit was 'n gevaarlike tyd vir die militêre bevelvoerders. Jy weet, ons land is verdeel in verskillende provinsies en by elke provinsie is daar 'n kommandement en by elke kommandement was daar 'n militêre bevelvoerder wat ook die voorsitter was van die gesamentlike bestuursentrum. En veral die tye van die eerste, die gedeeltelike en die nasionale noodtoestand wat daar was daar baie gereeld besoeke aan hierdie verskillende gesamentlike bestuurssentra. En ek kan getuig dat as 'n militêre bevelvoerder gelyk het, asof hy nie 'n beheer van die situasie is nie, dat hy nie daar kragtig genoeg opgetree het om die verteenwoordigers van die ander departemente en ook die gemeenskap om saam te vat nie. Was daar gevalle wat 'n man oornag verplaas is. Hy is van sy pos onthef en iemand anders in sy plek aangestel om die taak te gaan doen wat hy nie volgens die verwagting gedoen het. En baie kere was dit baie loyale militêre offisiere, maar wat dit durf wag het om te veel vrae te vra en te veel kritiek uit te spreek en wat gelyk het of hy nie sterk genoeg optree om die regering se agenda en die oorlogspoging op binnelandse veiligheidsvlak uit te voer nie. Dink jy dit het onnodige druk op die weermag geplaas om ook troepe in die townships te ontplooi? Dink jy dit is goeie ding om troepe in die townships te ontplooi? Wel, ek dink nie ons het 'n keuse gehad nie. Ons sou nie, dit sou fataal gewees het as ons dink die weermag kan op die grens beklei en hier op die tuisfront kan ons dinge maar oorlaat aan die polisie. Die polisie kon dit net eenvoudig nie doen nie. Ek dink een van die grootste waardes wat ons gehad het was die kombersdekking deur die kommandostelsel. En ek dink steeds dis een van die grootste foute wat hierdie regering gemaak het toe hulle die kommandostelsel ontbind het. Ek verneem daar is in hulle eie geleedere besef dat hulle 'n groot fout gemaak het en selfs van hulle wat sê hulle moet dit weer terugbring. So 'n saak van hulle is wat sê hulle weer diensplig terugbring. Maar jy weet, as jy so iets soos diensplig laat verval het en jy het jou kommandostelsel laat ontbind en jy kan dink jy kan dit met iets anders net maklik so lukraak vervang, dat hulle baie groot les om te leer. En ek dink dis 'n baie groot fout want as ons nog die kommandostelsel in plek gehad het, dalk 'n bietjie anders saamgestel as dit destyds was, anders aangewend, dan het ons nog 'n baie groter gebiedsdekking gehad. Maar dit het heeltemal verval. En ek dink dis een van die groot leemtes in ons land in die binnelandse situasie. Wat net die situasie wat nou weer plaasvind by Roos Senekal met 2 plaasaanvalle. Dis eintlik tragies dat dit nou aan die mense self oorgelaat word om deur hulle gebiedsbeskerming hulle self te probeer verdedig. Maar as hulle optree dan self ook bloot aan klagtes van moord en poging tot moord en so meer. So dit is eintlik 'n baie onbillike situasie uit 'n veiligheidsoogpunt wat tans op die platteland bestaan. Ja, die kommando kon natuurlik ook 'n luspan gewees om te kyk na byvoorbeeld sabotasie by Eskom kraglyne en Eskom kragstasies wat hulle nou op die weermag ontplooi. Maar kom ons keer 'n bietjie terug aan moeilike politici en moeilike generaals. Natuurlik was PW Botha destyds staatspresident, dis maar bekend dat hy 'n moeilike man was. Hy was natuurlik ook minister van verdediging vroeër, so hy dink hy weet baie van verdediging ook.
Hoe het jy hom ervaar? Hoe dink jy het hy sy pos vervul destyds? Wel, ek dink 'n mens moet eers begin deur te sê hy was 'n uitstekende administrateur. Hy het daarin geslaag om die kabinets komitees van die grond af te kry, die veiligheidsbestuurstelsel daar kry. Hy het in my teenwoordigheid gesê, hoekom kan ons nie Suid-Afrika dan net kry om soos van die oosterslande 'n duidelike strategie te hê wat almal eensydig om hierdie strategie kan vergader en met dieselfde doel kan vorentoe gaan nie. Ek dink hy was die man vir die oomblik. Ek het baie groot respek vir hom gehad. Hy was 'n goeie minister van verdediging. Ek dink hy was 'n goeie staatspresident. Ongelukkig het hy siek geword en toe dinge begin verkeerd gaan daarna. Daar was ook groot stresfaktore binne die nasionale party. Ek onthou by een spesifieke geleentheid waar ons tydens die groot gevegte in Angola was ek saam met 'n groep kabinetslede daar gewees en toe kon jy reeds sien wie praat met PW en wie sit rondom EW en wie sit rondom Magnus. Hy was naby EW gewees, PW gewees in elk geval. En dan weet sommer net rondgeloop in die bevels 'n netwerk probeer oorneem vir radioverbindings oorneem om die oorlog self verder te voer. Ek sê dit nou maar sonder om te veel detail te gee. Maar dit was botsende persoonlikhede wat in 'n stadium uitmekaar het begin trek het. En ek dink toe die dinge daarna verander en ons kom by die stadium uit waar daar nou sekere inisiatiewe was wat die weermag gevoel het moet gebeur toe die breekpunte, die skypunte duideliker begin word. Ek wil onmiddellik sê dat ek het met meneer F.W. de Klerk in 'n stadium gepraat toe hy by die Voortrekker Monument was en daartoe ek nou nie 'n voorafgaande gesprek gee nie, maar toe sê ek vir hom hy het vir my gesê, maar generaal, weet jy dat ek eintlik 'n persona non grata in Afrikaner gelewer is? Toe sê ek vir hom, meneer, dit mag so wees, maar ek wil net vir u sê ek stem nie noodwendig, ek stem saam met wat jy gedoen het, maar ek stem nie noodwendig saam met hoe jy dit gedoen het nie. Want ek dink iets van die dinge wat jy moes doen, het jy verkeerd hanteer. En dit het lei tot die situasie wat ons is. Ek dink dit is wat mense teen jou hou. Nie dat jy verander het nie, maar hoe jy verander het en hoe jy die magsmiddele aangewend het of nie aangewend het nie. Wat ons eintlik in 'n mate uitverkoop het. Ja, hy was natuurlik nie so lief vir die weermag soos PW Botha vir die weermag was nie. Die verwys ook in die boek nou hoe die weermag eintlik begin agteruit gaan het onder F.W. de Klerk. Sê vir my 'n bietjie generaal, dink jy 2 Februarie 1990 die oorgang na demokrasie wat daarna gevolg het, was dit onvermydelik, moes dit gebeur? En sê 'n bietjie vir ons waar jy dink dit verkeerd hanteer is volgens u. Goed, ek wil nou onmiddellik sê dat jy moet nie dink ek probeer nou voorgee ek weet beter as die mense wat daar was nie, want die mense wat betrokke was goed ingelig en hulle het hard gewerk. Ek dink daar is met groot oortuiging gewerk om 'n oplossing te kry. Dit is so dat meneer de Klerk was nie lief vir die weermag nie. Hy was nie lief vir parades nie. Verskeidenheid van maniere het hy eintlik die weermag ontmagtig. Die ontbinding van die veiligheidsbestuurstelsel, die feit dat daardie stelsel nie vandag beskikbaar is nie. Dit is eintlik 'n groot tragedie want hulle het eintlik daardeur geslaag om die staat se poging sover as moontlik op grondvlak, maar ook op nasionale vlak te integreer, dat ons almal in dieselfde rigting kon saamtrek. Dit was nie noodwendig gewild by almal nie, want dit het groot druk op baie mense geplaas. Maar ek dink wat gebeur het met die nag van die generaals toe daar 'n aantal generaals senior offisiere, nie almal generaals nie, afgedank is. Dit is 'n bittere onreg want baie van die mense wat afgedank is mense wat regtig nie enigstens situasies wat met hulle politiek kom bedryf nie. Daar was gepraat van 'n kommissie vir ondersoek en na die tyd was dit baie moeilik onmoontlik om 'n kommissie verslag te kry eers. So selfs die persone wat betrokke was sê hulle het nie eintlik 'n verslag ingedien nie. So baie van die goed was ondeurdag en daarom was meneer de Klerk ook verplig om verskoning te vra vir sekere van die opsies. Maar dat daar in die proses lewens vernietig is, dat daar mense te gronde gegaan het op totaal onverdiende wyse. Dit tot vandag toe nog in die gemoed van daardie mense wat nog leef 'n groot effek. Want dit het met die tyd al verder gaan. Jy weet, ek dink die weermag is toe doelbewus onttrek van die leiersposisies. Daar's aangedring dat die provinsiale leiers van die amptenare nou die leiding moet oorneem wat ek dink goed was. Dit is nie sleg nie.
Maar hulle het net nie deur 'n opleiding en blootstelling daardie selfde mate van vorming en paraatheid gehad om noodwendig die leiersposisies oor te neem nie. En veral toe dinge daarna nou begin verder gaan en dan nou van die ander nuwe mense inkom wat almal geakkommodeer moes word en jy aanvanklike tipe van 'n dubbel aanwending, dubbel aanstelling gekry het en toe mettertyd het hulle oorgeneem in die blankes se toe in die ondersteunende rol eintlik al die werk moes doen, het dit ongelukkig gelei tot 'n verlaging van standaarde. En ek kry van die huidige blanke lede van die weermag jammer, want daar word steeds van hulle verwag dat hulle die waardeur die drif moet trek. Maar hulle kry nie bevordering nie, daar's uitsonderlike gevalle of dit wel bevordering kry, maar in algemeen sit die manne nou baie lank en ek weet daar's van hulle uitstekende offisiere is, uitstekende leiers is wat baie goed goeie werk doen. Maar hulle is nie meer in die posisie soos ons destyds was wat ons die toon kan aangee en die leiding kan gee nie. Ek gaan nou weer 'n bietjie uitkom by die verval van die weermag. Ek wil net eers praat oor die moeilike generaals wat ons nou genoem het. Daar's natuurlik generaal Magnus Malan. Vir ons wat hom nou nie ken nie, wat nooit met hom te doen gehad en ek was net by die hofsaak daar by die KwaMakuta hofsaak alwaar ek hom raak geloop het. Vertel ons 'n bietjie meer van hom. Vertel ons 'n bietjie meer van wat jy van hom dink, wat jy van sy leiding gedink het. Wel, ek moet miskien onmiddellik sê dat ek is waarskynlik nie 'n totaal objektiewe waarnemer nie, want ons paie het saamgekom van 1966 die eerste keer toe van 1968 oor al die jare tot met sy dood. Ek nog hom so 'n week voor sy dood gesien. En hy was vir my meer soos 'n ek wil amper sê 'n ouer broer as net 'n velvoeder op 'n lang afstand. Ons het baie dinge saam ervaar onder omstandighede wat ek dink absoluut uniek was. Ek gaan maar een dingetjie skets. Maar dan sien verstaan ek kan talle daarvan noem. Een keer op 'n besoek aan Paraguay. Toe het hulle gesê dat ons het nou so dag en 'n half tyd wil hy nie net om die tyd te vul op die rivier, die Paraguay rivier bietjie gaan visvang nie. Ons twee is boot met die skipper en ons het daar kopstukke gesels. Totdat 'n storm opkom en daar 'n groot seevarende skip naby ons bygevaar het. En ek moet vir julle sê dit is nog 'n baie benoude situasie. Dis een van die dinge wat my altyd getref het met al die politici wat na Paraguay toe gegaan het. Hulle het almal die standaard grappie gehad. Ons kan van ons goud vir julle gee as julle van julle water vir ons kan gee. Nou dit is waar, maar as jy daardie grappie die 10de keer hoor, dan is dit nie meer heeltemal so snaaks nie. Maar ek het met generaal Malan oop verhouding gehad, 'n verhouding waarin ek met hom kon verskil, selfs in debatte kon betrokke raak, en waar mense eintlik gedink het gevra het, maar hoe kry jy dit reg? Want hulle was bang om hom te verskil. Toe sê ek vir 'n man, hy wil nie 'n ja-broer by hom hê nie. Hy soek iemand wat hom kan verskil, want dan kan hy die ding beredeneer, maar as jy 'n ja-broer is om hom, dan is jy eintlik vir hom 'n gevaar, want dan versterk jy hom in sy denke wat nie noodwendig heeltemal deurdink is nie. Hy beredeneer dit nog, maar hy wil hê iemand moet hom konfronteer, wil hom toets en vir hom dit vra. Ek is baie jammer oor wat gebeur het met hom na sy aftrede, beide die aanklag van moord waarop hulle onskuldig bevind was en dan ook die totaal ongeregverdigde onsinnige aantuigings wat daar was rondom Bird Island. Ek dink dit vir hom en vir sy gesin ongelooflik seer gemaak. Ek het nou steeds noue kontak met sy kinders en ek het 'n baie sagte plek vir hulle. Maar ek het vir die persoon van Magnus Malan wat nie noodwendig perfek was nie, maar ek wil graag weet wie van ons is perfek. Wat nie noodwendig tekortkominge gehad nie, maar almal van ons het tekortkominge gehad. Maar ek het hom gevind as die regte leier op die regte plek wat die weermag gebou het tot die weermag wat hy was, wat uit 'n ministerie oogpunt die staatspoging ongelooflik versterk het. En wat eintlik dink ek in 'n groot mate stank verdank gekry het. Baie mense sal sê hy was meer 'n akademiese generaal as 'n veggeneraal. Wat sou die mening daaroor wees? Nee, ek dink nie so nie. Hy was 'n bestuurder. Hy het ongelooflik goed aangeslaag om die weermagspoging te bestuur en orde te skep en prosedures daar te stel, beleid daar te stel.
ek dink trouwens die akademici het hom nie altyd so goed waardeer nie. As mens nou kyk na toe hy by die militêre akademie kom om die offisiersopleidings stelsel te verander het, baie van die dosente nog redelik skerp daaroor gereageer en gesê maar hy is nie akademikus nie. En nou kom hy hier die stelsel verander. Ek dink wat hy gedoen het was goed. Dit was omstandighede het daarna gelei dat weer verander moes word vanweë baie goeie praktiese redes, maar ek het hom nooit beskou as 'n akademiese generaal nie. Ek het hom eintlik by uitstek beskou as die generaal wat reg is om die oorlog te lei en as 'n veggeneraal, nie 'n akademiese generaal nie. Dan is daar generaal Constant Viljoen, dis nogal baie interessant wat in die boek sê, het hom ervaar as 'n onwillige politikus later van tyd. En dat ek dink hy het maar net by die weerstand teen die nuwe Suid-Afrika betrokke geraak om te sorg dat daar nie chaos ontstaan nie. Verduidelik vir ons 'n bietjie wat jy daarmee bedoel. Wel, ek het vir generaal Viljoen ook baie goed leer ken en vir sy vrou ons het ook tot kort voor sy dood nog met hom kontak gehad. Was eintlik tragies toe ek hom die laaste keer gesien het, toe was hy nog redelik de mekaar, maar hy het so 'n stapel dokumente gehad wat nog terugverwys het na die onderhandelingstydperk. En hy het heeltyd in die gesprek, alhoewel dit baie jaar later was, het hy daarna verwys as die gesprek nog voortgaan. So hy het dit het met hom nie so goed gegaan aan die einde nie, maar ek het hom geken toe hy op sy beste was en dit was ongelooflik goed. Hy was nou 'n veggeneraal by uitstek. Hy wou voor by die troepe wees. Hy wou deelgeneem as 'n valskerm gespring word, wil hy daar wees. Hy wil by Kasinga wees. Hy wou in die raad wil wees. Hy wou daaraan deelneem. En hy het vir baie keer gesê van selfs toe ek nog by die ministerie was, Gert, jy moet met die minister praat, want ons moet nie dit of dit en dit doen. En sy uitgangspunt was altyd, hy wou die politiek uit die weermag uithou. Hy wou die invloed van die politiek verminder in die weermag. Byvoorbeeld oor die aanstelling van kommandobevelvoerders. Daar was 'n tyd wat as toe die verdeling nou tussen die breek kom tussen regs en links, wat daar, ek sê regs en links nie, is nie heeltemal so dramaties nie, maar daar was faksies wat daar gekom het. Toe was hy baie bekommerd dat ons moet nie net bevelvoerders aanstel wat een bepaalde faksie verteenwoordig wat die regering goedgesind is, ons ook van die ander kry, want hulle verteenwoordig ook die mense op die grond. En hy het vir my gesê, ek moet as die saak ter sprake kom, moet ek vir generaal Malan net iets in die oor vryster, dat ons nou albei die kante kyk. Maar dit was maar hoe hy was. Hy het nie gehou van diplomatie nie. Hy het nie gerook nie, hy het nie gedrink nie, hy het hou van klein praatjies nie. Hy wou op die punt afkom, reguit. Ek het veral tydens ons besoeke in Suid-Amerika dit nogal met tye komies gevind. Hy het in Paraguay veral het die manne nou lank gepraat in Spaans. Dan tok ek vir hom nou wat hulle sê in Spaans na Afrikaans toe, dan kyk hy so op sy losie en sê hy, jy weet wat moet sê dit. Dan praat ek nou weer lank met hulle in Spaans en dan antwoord hulle lank, dan sê ek dit vir hom en dan sê hy, antwoord hulle. So dit is so tydens die gepraatry, dan sê hy so op sy horlosie kyk en sê hy dink die beeste gaan nou kraal toe. So hy het hom glad nie gesteer, hy het nie daarvan gehou nie. Hy en sy vrou het nie skulpvis geëet nie. Hulle het nie hierdie pisco sour wat so gewild was gedrink nie. En tydens die besoek saam met hom en ook daarna saam met meneer Adriaan Vlok, want hy en oorlede Wile Corrie het ook nie gedrink of gerook of vis geëet nie. Moes ek namens hulle eet en drink. En ek het elke keer omtrent so 10 kilogram swaarder terugkom van die besoek, want ek moes vir hierdie mense, val by Puerto Montt, moes ek vir hulle wys dat ons gee om vir hulle kos, dit is lekker vir ons. Dan bring hulle vir sulke lang borde met so pelotons van mossels aangetree. En dan as jy een kant begin, die ander kant uiteet, dan sê hulle, joh, die Suid-Afrikaners hou dan van die skulpvis, nee. Ja, as jy eet wat bekommerd is, al die drankies wat jy beskryf word by bekommerd. Gelukkig was dit klein plasies geweest. Tussen 1990 en 1994 met die regse weerstand, kom ons noem dit maar so teen die oorgang in Suid-Afrika, was daar half 'n stryd om die siel van die weermag gewees. Baie mense het gedink die weermag gaan aan die kant van, kom ons noem dit nou maar die regses veg teen die nuwe Suid-Afrika. Ander mense het gedink die weermag sal aan die kant van die regering bly. Hoe het jy daai tyd ervaar en hoe het jy daai stryd ervaar? Wel, dit was baie moeilik en dit het ook in my latere lewe by die Voortrekker Monument nog 'n neerslag gevind.
want mense het van die mense my toe nog kwaliek geneem omdat ek in die weermag nou beskou word as was as een van die mense wat in gunste was van verandering, bestuur van verandering en dit ook gesê het. Ek het gesê ons kan nie voortgaan soos ons op die pad wat ons was nie, want dit was eintlik sonder einde. Ons kon nog tyd gewen het vir die weermag met weermag optrede deur langer op te tree, maar uiteindelik sou hierdie oorwig van die negatiewe faktore waarna ek reeds verwys het, sou net te groot word en dan was nog steeds nie nader. Trouwens ons sou al hoe verder en verder weggekom het van 'n politieke oplossing. Jy weet, ek dink nie dit sou enigstens wenslik of haalbaar gewees het om byvoorbeeld 'n staatsgreep in Suid-Afrika te kry. En daar's mense wat gesê het ons moet nou die weermag oorneem. Daar is van ons selfs ons kommando bevelvoerders, nie bevelvoerders maar vir lede op die grond het vir ons telkens gevra, as generaal Viljoen nou besluit om die wapen op te neem, waar staan ons? En dan moes ons altyd gesê, ons is deel van die demokrasie. Ons wil die demokratiese waardes bevorder en dit beteken ons is gehoorsaam aan die regering van die dag. Daar's geen manier wat ons in die weermag ooit sal kan toelaat dat daar 'n staatsgreep kan wees nie, want dan verkoop ons eie dinge waarna ons glo. En ons het altyd vir die mense gesê, dit het soms gelei tot ongemaklike situasies. Ek onthou ek nog by kom in Noord-Transvaal was, moes ek baie kere in die aand van ons kommandolede gaan toespreek. En dan hulle ergens in die bos, hulle spanbou gehad, vergaderings en so aan. En dat jy nie altyd geweet as jy nou daar weggaan of jy nog veilig gaan wees as jy terugry nie. Wat weet dit was maar afgeleë en nie almal het noodwendig gehou van wat jy gesê het, maar ons het net geglo dat ons kan nie as die bevelskader dit laat lyk asof ons twyfel oor waarheen ons gaan heen. Ons het 'n reguit pad geloop en ons het ook so oorgedra en uiteindelik is dit daartoe gelei dat toe generaal Viljoen vir generaal Meiding gevra het, nou wat sal julle doen as so toe generaal Meiding vir hom sê, generaal, ons sal geen ander alternatief hê as om op te tree nie. En na daai gesprek het generaal Viljoen besluit dat hulle sal nie die wapen opneem nie, alhoewel dit 'n moontlikheid was en daardie is daar's mense wat sterk teen gunste daarvan is. Maar generaal Viljoen het toe teruggetree daarvan. Hy sê hy kan nie bekostig van sy kant af om hierdie land in 'n burgeroorlog te dompel nie. Ek sien die tyd hou ons 'n bietjie in, maar daar's nog 2 of 3 vrae wat ek baie graag vir julle vra. Daar's natuurlik die oorgang na die nuwe Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Ons weet almal wat 'n toestand die weermag nou is. Hoe dink jy kan ons die weermag weer regryk dat hy weer 'n ordentlike weermag word? 'n Weermag wat jy met groot vertroue kan ontplooi in Mosambiek of in die Demokratiese Republiek van Kongo. Wat moet ons doen? Ek dink nie dis moontlik nie. Nee, ek wil nou nie dit ligweg afmaak nie. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem. Ek het daai dag ek speel Dinsdag donderdag golf saam met 'n klomp uit vegvlieëniers. Ons het 'n ander naam vir hulle wat mense herinner aan hierdie rooi vuur wat in hulle agtersteewe is, maar ek sal die naam nie nou hier sê nie. Maar ek het nou in 'n gesprek vir een van hulle gesê wat hy was 'n generaal in die lugmag. Sê ek maar, wat sou jy nou vir my sê van die lugmag? Is daar 'n manier hoe ons die lugmag kan omkeer? Toe sê hy nee. Toe sê ek maar, wat sou dit beteken as die lugmag omkeer? Toe sê hy, man, al kon ons die mense terugbring wat destyds in beheer was en ons kon al die geld kry wat ons nodig het vir uitrusting, dan gaan ons nog 10 jaar nodig hê voor ons die mense kan kry om dit te vlieg en hulle operasioneel aanwendbaar te kry. Want jy kan nie 'n lugmag vorm oornag nie. Jy kan nie nou skielik vir 'n weermag 'n klomp geld gee en sê môre moet julle operasioneel gereed wees om te gaan veg nie. Ek dink die probleem is veral aanvanklik is van die mense wat aangestel is as leiers was totaal onbevoeg om daardie taak oor te neem. Jy kan nie 50, 15, 30, 20 jaar se ondervinding vir 'n man gee op een kursus en sê nou as jy gekwalifiseer gaan bestuur nou die weermag nie. En ek dink dit is 'n groot tragedie want van hulle het nog so sterk politieke agenda gehad dat dit nie vir hulle gaan oor die weermag, dit gegaan oor meer selfgelding en eie bemagtiging en politieke agendas. Daar is goeie dinge wat besig om te gebeur. Byvoorbeeld by die militêre akademie is die fasiliteite geweldig opgegradeer. Daar's nou 'n klomp jong mense wat deurkom en wat goed opgelei is. En ek dink hulle is hier op die vlak van luitenant-kolonel is daar 'n klomp goeie mense, maar hulle tree nog op binne 'n bepaalde bestel wat dit vir hulle baie moeilik maak.
en hulle het nie meer daardie voorreg wat ons het om die diensplugbron te hê nie. Hulle kry nou mense wat hoofsaaklik wil kom werk in die weermag as 'n werk, nie omdat hulle 'n saak wil dien nie. Baie van hulle het oud geword, baie van hulle is sieklik. Hulle is nie meer operasioneel aanwendbaar nie. Baie het die probleme gehad van sekere tipes van virusse wat bestaan wat hulle onaanwendbaar gemaak het vir internasionale aanwending. En ek dink die tragedie wat daar nou plaasvind dit in die DRK het dit treffend bewys. Daar het jy nou mense wat ten spyte van advies uit eie gelede of politieke aandrang besluit het hulle moet ontplooi word sonder logistieke steun, sonder gevegsteun, sonder lugmagsteun. Hulle het geen lugpoging gehad om te ondersteun nie, want die helikopters is ondiensbaar, is op die grond. Daar's nie meer vlieëniers nie. Die vlieëniers het nie meer die operasionele gradering om te gaan vlieg nie. So al hierdie goed sou aangespreek moes word, maar dan het hulle nog steeds nie daardie voedingsbron wat vir die jong mense inbring en die ou mense kan gaan aftree nie. Hulle het nie meer 'n werklike reserve mag waarop hulle kan staat maak om hulle getalle waar nodig aan te vul nie. Hulle het nie meer die konversdekking van die kommandos wat daar bestaan het nie. Hulle het nie meer die voedingsbron van die dienspligtiges nie. Iemand het my so paar weke terug genader en hy het gevra dat hulle wil nou 'n poging van stapel stuur, 'n privaat poging. En dan sê ek met die leier van hierdie groep wees, ons moet nou vir die weermag gaan adviseer, u woorde, oor wat hulle moet doen om die weermag reg te druk. En ek het vir so 2 dae geloop en dink daaraan. Toe gaan ek terug na hom sê ek vir ek net vir jou sê ek dink dit is 'n onmoontlike taak. Ek het 'n bietjie gekonsulteer met mense en almal sê jy mors jou tyd. Want dit gaan nie aanvaar word die 2015 wetskrif is nog nie eens geïmplementeer nie. En hoe wil jy nou hier informeel betrokke raak om vir te gaan sê wat moet hulle doen om die weermag oornag te verander? Dit het geen lewenskrag om dit te gaan doen en ek het toe nie by die poging betrokke geraak nie. Nie omdat die saak nie vir my belangrik is nie, maar die kans op sukses op so 'n tipe manier is feitelik nul. Ek dink tensy daar 'n totale herdenking kom van hulle benadering en tensy hulle baie duidelikheid kry oor wat ons wil bereik met vredesoperasies in Afrika wat ondersteun en onderbefonds is ons besig om heeltemal op die verkeerde manier te werk te gaan, ook oor magsaanwending. So ek is jammer, daar's uitstekende mense in die weermag. Ek dink van ons soldate het uitstekend geveg in die DRK, by Bangui en ook hier op die individuele vlak, op die span vlak is dit goed, maar as dit kom by bevelvoering op die oorkoepelende vlak, as dit kom by logistieke steun, as dit kom veral by dinge soos lugsteun, dan is ons besig om die bal heeltemal mis te speel. Ons het baie van die tegnologie wat ons gehad het, die projekte wat ons gehad het, die kundigheid wat ons gehad het, is uit ons land uit verdryf. Hulle sit in die buiteland, hulle is besig om vir die buiteland moderne wapentuig te bou wat goed bemark word en ons eie land het nie eens meer toegang tot daardie wapentuig nie. Daar's mense wat sê meer geld sal help, ander sê weer meer geld sal nie help nie. Wat is die standpunt daar? Kyk, ek dink die probleem van ons land val na die afgelope begrotingskrisis wat ons gehad het, is dat dit lyk of daar is meer geld nie. So dis 'n bietjie van 'n wensdenkery en dit presenteer hom ook op ander vlakke. Ek gaan een voorbeeld vir julle noem. Daar is baie ambisieuse wetgewing oor voorregte wat militêre veterane moet kry. Nou bedoel hulle by uitstek eintlik die veterane wat teruggekom het van die sogenaamde bevrydingsbewegings af. Maar selfs ons mense wat beskik oor weermagnommers wat jare gedien het in weermag, moet eers aansoek doen om te registreer as 'n militêre veteraan voor hulle oorweeg kan word vir die voordele, want dan is daar ook nog sekere diskwalifikasies waar hulle nie oorweeg kan word nie. Intussen is daar al hoe meer en meer en al hoe groter families van die ander kant af wat nou van hierdie pool wil gebruik maak. Een van die terreine wat eintlik amper fataal is die mediese sorg. Wat ons het nie meer daardie mediese sorg wat ons gehad het nie en ons gaan nie meer in staat wees om baie langer vir ons mense wat militêre veterane is, die tipe van steun te gee wat hulle voorbetaal het terwyl hulle in die weermag was nie. Want daar is net eenvoudig nie die fondse nie. Ons eie geneeskundige diens se vermoë neem dramaties af. Maar as deel van hierdie beloftes
is daar vir hierdie veterane huisvesting, huise beloof. Daar's vir hulle skolastiese bystand vir hulle kinders beloof. Daar's vir hulle 'n klomp voordele beloof. Maar as jy dink dat ons spandeer amper 80% vir ons GDP wil ek nou amper sê van ons opbrengs ons spandeer ons nou aan skuldapbetaal, dan beteken dit as 20% daarvan is oor. En hierdie 20% moet oor die totale bestek van die staat bespreek word. Nou wil ek nou vir julle sê, daar is nie geld om hierdie realiteite vir die militêre veterane te laat waarword nie, en dit gaan lei tot 'n geweldige bron van frustrasie. Hulle het byvoorbeeld nou, en nou daar's elke jaar meer mense wat kwalifiseer vir pensioen. Hulle het nou die skolastiese voordele, die akademiese voordele, die steunvoordele, het hulle nou onttrek om nou te betaal vir die by te dra vir die pensioene. Maar dit is steeds nie genoeg nie. Want nou is daardie belofte oor geld vir kinders om te gaan studeer, word ook nie meer wat jy sien. Terwyl van die generaals sit hulle kinders in privaat skole. Hulle het nie daai probleem, so die massa mense word al hoe meer en meer kwaad en onrustig, omdat daar net eenvoudig nie die bronne in ons land is nie. En ek wil vir julle sê dat ek dink nie ons land beskik nou oor die fondse wat nodig is om ons weermag te herbou tot op die vlak wat hy was nie. En ek dink nie ons hoef noodwendig op daardie selfde vlak te wees nie. Ek dink daar sal afgeskaal moet word. Ek het nou eendag vir 'n ander oud hoof van die lugmag gesê, ek kry al hoe meer en meer die indruk dat ons miskien die lugmag ontbind en die lugmag net die lugvleuel van die leer maak. Nou dit is nie wat jy vir 'n oud hoof van die lugmag gesê nie. Maar ek het vir hom gesê, wat het julle in hierdie staan? Jy het nie diensbare vegvliegtuie nie. Jy het nie opgeleide vlieëniers wat aanwendbaar is. Onthou, jy kan 'n vlieënier leer om te vlieg, maar dit is nog baie verder voor hy sy wapens kan gaan aanwend. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. Ek sê jy het nie eens vliegure nie. Ons het nie vragvliegtuie nie. Ons het nie helikopters nie. Hoekom het ons nog 'n lugmag? Ek kan nie sê wat sy antwoord was nie, maar ek dink daar sal heeltemal nuut gekyk moet word na ons totale magssamestelling. Een van die aspekte is byvoorbeeld die personeel samestelling van die weermag. Ons kan net nie meer bekostig om hierdie klomp ou mense aan te hou wat nie aanwendbaar is nie. Want hulle moet net meer en meer betaal word of word meer en meer afhanklik van die stelsel, maar ons aanwendbare gevegsvermoë word al hoe minder. So hoekom moet ons dan 'n weermag aanhou wat nie operasioneel kan aanwend nie? Die ander vraag is net, waar moet ons daar aanwend? Is dit sinvol vir ons om reg oor Afrika betrokke te wees by vredesoperasies, maar ons is nie eens besig om ons landsgrense te beskerm nie? En dit plaas weer nog groter druk op ons eie interne dienslewering ook. Generaal, ja, dis nou eintlik wat mense hoor nie, maar ek moet sê, verlede jaar toe die weermag ons afvat met die gewapende magte dag in Richards Bay moes die lugmag vliegtuig hier, dit nie van eie vliegtuig is gehad om ons af te vlieg. Ek sien Marga is hier so, ek weet nie of sy nou wil ons moet ophou en begin vra nie. Ek dink so. Moet ons nou ophou en vra. Ek het nou nog nie eens by die voortrekker monument uitgekom. Want ek weet vinnig dan Kom ons gaan ja, dis baie belangrik. En daai kafte met hulle gaan haal. Ja, die Eagle 4 ja. Ja, ek doen baie werk op vir veterane verenigings. Ons dink nou maar aan die Eagle 4 wat ek gedoen het om mense terug te bring. Daar's die geval in Kenia ook gewees van die vernieers en lugmagpersoneel wat in die Tweede Wêreldoorlog dood is. En dan kan ek hier sommer nou 2 vrae en 1 vraag. Dan die tyd by die voortrekker monument is 15 jaar daar. Het baie goeie werk daar gedoen. Ek was byvoorbeeld baie verbaas toe ek die eerste keer by die voortrekker monument kom kyk wat van dit geword het en gesien het hoe dit vooruit gegaan het. Maar daar's nog baie werk wat betref die bewaring van erfenis. Daar's nie geld. Iets wat my baie bekommerd maak is die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum. Dit lyk nie so iets gered kan word nie. Dan wil ek die vraag, dink jy Afrikaners moet self begin bydra om hierdie instansies aan die gang te hou? Ons probeer dit eers baie lank bewerkstellig om te vra dat mense meer moet vir hulle self omsien. Jy weet, ongelukkig is dit so dat die enigste werklike bron van finansiering wat 'n groot verskil maak, is die staatskas. Enigiets anders as dit is klein geld. En baie keer dink jy dat mense dink as hy nou hier R20 of R50 bydra dat hy sou sy kant gebring. In die groter spel van dinge maak dit net nie vir sin nie. En daar moet ons maar altyd kyk na waar is ander bronne van inkomste as jy nie
die staatssukas kan benut daarvoor nie. Wat eintlik 'n tragedie is, want as dit kom by die Afrikaanse erfenisse, oor die algemeen die wat nie aan die staat gekoppel is nie, dan moet hulle doen sonder fondse. Maar daar op 'n stadium het Freedom Park aan die kant die pad, het hulle 'n stuk of 80 miljoen rand per jaar befondsing gekry. Ons het die monument 0 gekry. Maar tog het ons meer bereik as hulle. Want hulle geld is nie goed aangewend nie en hulle is bankrot. Dieselfde by Robben Eiland gebeur. Daar miljoene rande wat afgegooi het, maar jy het nie die bestuursvaardigheid, jy het nie daardie, kan ek maar die Engelse woord van commitment wat nodig is om dit te doen wat nodig is om die saak te laat slaag nie. So ek is bly dat daar is nou tekens van groter gemeenskapsbetrokkenheid by die Voortrekker Monument. Daar is beslis nog finansiële probleme, maar jy weet 'n mens kan ten spyte daarvan dink ek mense kan baie bereik. In die tydperk wat ek daar by die monument was, het ons 60 miljoen rand ingesamel. Nou kom daarvan van die staat af gekom vir spesifieke projekte. Mense sou nie al daardie geld net kon gaan haal het met pannekoek en so nie. Maar grootste gedeelte daarvan was besoekers, veral buitelandse besoekers. En daardie staan die veral besoekers uit China uit. En ek het die idee dat dit sal weer meer aandag moet kry om werklik meer besoekers by ons plekke te kry. Maar jy weet ek weet jy is so haastig, maar ek wil net een voorbeeld noem. Ons het baie werk vir die staat gedoen. Byvoorbeeld om konsentrasiekamp Kerkhowe te gaan regmaak. En ons het by van daai Kerkhowe wat ons 3, 4, 5 keer gaan regmaak en ons ons betaal. Ek dink dit was 750 000 rand 'n jaar. Maar toe word dit aantreklik. Toe sê hulle nee, maar hulle kan die projek mos self hanteer. Dis mos maklik. Kyk hoe lyk dit dan. Toe neem hulle dit oor. En hulle het toe gesê maar ons gaan dit op 'n manier doen wat werk skep. Toe gee hulle daardie geld vir plaaslike diensleweraars wat nie die materiaal gehad het nie, nie die kennis gehad het nie, nie die etiek gehad het nie, en die geld is net daar vermors vir bevoordiging van enkeles. En die onderhouds in die begrafplaas het net daar doodgeloop. Ons kon kundige mense kry wat hulle alles gegee het met hulle eie voertuig, met hulle eie spannetjie arbeiders om van plek tot plek deur die land te reis om na hierdie konsentrasiekamp Kerkhowe te gaan kyk. Dit is net oorgeneem. Wat Nallen betref, ek is jammer. Ek dink ons het by Nallen 'n boot gemis. Ons het destyds 3 miljoen rand gekry, die Nasionale Afrikaanse Letterkundige nalat. Ek ken nie. Iemand het altyd gesê ons in die weermag gebruik te veel afkortings, jy kan dit agterkom. Maar ons het daar 3 miljoen rand skenking gekry en ons was baie ver met die hele digitaliseringsprojek en 'n klomp werk wat gedoen is. Maar toe het ons weerstand uit die Nallen self gekry. Ek het maar noem die bestuurder daar in daardie stadium bedreig gevoel want hy het 'n koninkrykie gehad, hy het teen alle koste wou beskerm. En hy het toe met die Vrystaatse owerhede saamgewerk en uiteindelik het ons 'n miljoen rand van die geld moes teruggee vir die donateur, omdat ons net nie kon aanwend as gevolg van die interne wroging daar was. So baie keer veroorsaak ons ook vir onsself probleme wat nogal jammer is. Baie dankie generaal, maar nou gaan ons by die vrae kom. Nou gaan die moeilike vrae kom. As enigiemand wat 'n vraag wil vra, steek jy hand op en dan is 'n blaar. Kyk ons wat die mikrofoon by jou uitkom. Is almal wakker? Kan ek dit eendag sê? Ja, Ek kan welkom vra. Ek kan net sê rondom die projekte in Angola is ek baie bly om vir julle kan sê dat ons het nou weer die ongelukstoneel van die Canberra 452 opgespoor. Dit is vir baie jare kon ons dit nie kry nie. Ons weet nou presies waar die vliegtuig afgeskiet is. Daar's van die vliegtuig se onderdele is ook was ter hand gewees. En ons volgende projek sou wees om te kyk ons op daardie terrein waar die ongeluk plaasvind of daar grafte is, wat ons daar kan kry of ons daardie 2 bemanningslede se oorskot ook kan terugbring. Dan sit ons nog met die gedeelte van die oorskot van Major Avery wat in sy Mirage vliegtuig afgeskiet is.
Ek verneem 'n gedeelte van sy oorskot is by die Lubango lughawe. Ons wil hier nog toestemming kry om dit terug te bring en dan is ook nog die geval van Skutter Skilly-Heeman wat na operasie Kasinga verdrink het in die vuur en ek verneem daar's 'n moontlikheid dat sy graf ook opgespoor kan word. Ons hom ook tog kan terugkom. So mense vra my, is daar nog projekte in Angola? Ja. Maar gelukkig al hoe minder en nie een in hierdie stadium so emosioneel as wat die Ebo projekte was toe ons die 4 ouetjies van daar af teruggebring het. Ja, dis wonderlik want dit is belangrik die weermag oor die wêreld heen. En los niemand agter en dan gaan almal terug. Maar in die hitte van sommige gevegte as dit nie altyd moontlik nie. So ek dink is wonderlik wat julle nou maar teruggebring het op Genade. Enige vrae? Generaal, ek sit hier nou op die spot nie. Ek kan net maar gesê die weermag was goed met die gevegte, maar die propaganda deel in sekere kringe sê het ons miskien verloor. Ons het nou die geleentheid gehad het om terug te kon gaan op ons spore, as jy net daar by Kutikonaval gestaan het, die asemrowende propaganda wat daar uitgestal word. Het ons dit verkeerd hanteer en nou die geskiedenis, die bewaring daarvan, sonder om van propaganda te praat, maar net dit wat u vir ons vertel, hoe bewaar ons dit in die toekoms? Daar's pogings soos museums en so aan, maar dit lyk nie regtig op het van die grond afkom nie. Die nuwe van herinnering is natuurlik 'n uitsondering, dit vir u sê. Maar ek dink jy is reg in die een opsig dat selfs by Freedom Park is hulle steeds besig om baie propaganda te versprei. Hulle het nou dag weer 'n dinsdag gehad om die slag van Kutikonaval te herdenk en ek het dit gelees en ek het gedink, maar watter klomp onsin raak hier kwyt. Maar dis hoe hulle die geskiedenis sien. Ons klomp boere is blykbaar oor die algemeen baie beskeie mense. Ons nie graag te koop loop met ons prestasies nie. En ek dink dis deel van die probleem ook. Ongelukkig is dit so dat dit het saamgeval met politieke veranderinge en dan is daar elemente van waarheid in van die goed wat gesê word. Ek gaan een voorbeeld noem wat miskien nou redelik kontensieus is. Hulle sê hulle het apartheid en die Suid-Afrikaanse regering gestuit by Kutikonaval en daarom was dit deurslaggewend. Ons sê nee, maar dit is nie waar die Kutikonaval was heeltemal 'n ander situasie en julle wat daar was, ek was ook op soek daar gewees. Ons weet wat het gebeur. Ons weet van 'n brigade van die vyand wat vernietig is, 'n ander een wat erg skadig is. Ons weet wat is die militêre suksesse wat mal is. Maar as mense kyk na die groter strategiese opset, dan moet ek sê dat ons was eintlik sleg gevang in daardie stadium, want ons magte was gekompromiteer by Kutikonaval. En toe kom die Kubane met 'n groot mag in op 'n ander aanvalsroete, heeltemal op 'n nuwe front met 'n sterk lugmag oormig, met sterk lugafweer vermoë en dit was binne hulle vermoë om plekke soos Oshikati en selfs Grootfontein aan te val. So in daardie opsig het Kutikonaval 'n groot verskil gemaak. Die feit is net dat ons kon nie ons magte vinnig genoeg onttrek by Kutikonaval waar hulle vasgevang was om te herontplooi en ons moes deur, ek wil amper sê oorverblindery, moes ons die indruk skep van groter teenwoordigheid aan ons kant van die grens om hulle weg te hou. Die feit is ons sou eintlik moes mobiliseer as dit daar verder ontwikkel het. En daar was dus ook 'n noodsaak dat daar 'n ander oplossing moes kom. So jy weet, dis op daardie elemente van waar dit hulle konsentreer. Ek hou nie van die woord propaganda nie, want dit het as sodanig het 'n negatiewe konnotasie, nee. Maar ek dink oor die verspreiding van inligting, die daarstelling van die ware feite, ook jou museums wat jy kan gebruik om dit die geskiedenis uit te hê, maar ook deur die behoud van ons die betrokkenheid vir ons militêre veterane wat daar was, om hulle te laat vertel wat hulle sê. En dit is waar ek hoop my boek ook 'n bietjie daarvan probeer bereik. Ons moet sê wat het gebeur, want as ons nie sê wat het gebeur nie,
het ons kinders en hulle kinders geen motivering om te anders as om te glo wat die vyand sê nie. So ons moet die waarheid vir hulle vertel en dit moet voortgaan en ek hoop dat meer mense soos jy ook hulle eie boeke sal skryf om te vertel wat het gebeur. En ek het groot waardering vir wat jy in die verband gedoen het, Marius. Kom mense. Daar sat ek. Ek het al 5 jaar op Oshakati gebly. Dit was 7 keer daar in slaap. Baie dankie vir die bespreking, generaal. Ek wil hoor na die oorlog afgeloop het of u kontak gehad het met Kubaanse of Oostenrykse of Angolese offisiere en hoe hulle die oorlog terugskouend beskou het. En wat hulle maak buite die propaganda spel, wat hulle maak van die militêre geskiedenis wat daar gespeel het. Kan ek net voor ek antwoord sê, die persoon wat nou gepraat het is professor Willem Boshoff en hy was deel van die projek die EBO projekspan. So hy was 2 keer saam met my in Angola gewees. Hy weet baie goed waardeur ons daar gegaan het. Hy is een van die mense wat die opgrawings gedoen het en wat ook die oorskot in die graf blootgelê het. So Willem, van my kant af baie dankie vir wat jy toegedoen het, ook vir die baie gesaghebende artikel wat jy in die tydskrif Vrye Tydsgeskiedenis gepubliseer het oor daardie totale projek. Om terug te kom na die spesifieke vraag toe, ek het nog nie kontak met enige Kubane gehad persoonlik of met Oos-Duitsers nie. Ek praat persoonlik. Ek het wel die kontak met die Angolese gehad, die kere wat ons daar was en ek dink by hulle, soos in baie gevalle, kan militêre veterane van verskillende kante af wat teen mekaar geveg het, kan na die oorlog baie maklik professioneel kontak maak met mekaar. Dis amper asof ons self kollegas is. As jy geveg het, ek praat nie van die terroriste wat bomme by Wimpies plant en sulke goed het. Ek praat van die mense wat opgelei was en ook 'n professionele etiek gehad het en geweet het wat dit is om in die diens van sy land te staan, opofferings te maak, kamerade te verloor, maar steeds soldate bly. So ek het baie van die mense het ek mee kontak gehad. Ons het goeie kontak met die ex-SWAPO lede in Namibië. Daar's 'n baie goeie verstandhouding en baie van ons militêre veterane van die ou SAW gee tans opleiding, veral spesiale magte opleiding in Namibië. Daar's baie goeie verstandhouding en dis lekker om met hulle nog te kan Afrikaans praat. Weet hulle praat baie goeie Afrikaans, baie van hulle, nie almal nie. Ek het goeie kontak met van die Zambiërs gehad, met die huidige geslag van die Zimbabweërs glad nie. Ek dink ons militêre veterane organisasie speel 'n belangrike rol om hierdie kontak te handhaaf. En daarom is daar gereeld hierdie tipe besoeke soos wat Marius Skeepers ook nou verwys het, wat teruggaan na Kitwe-Kanaval toe en teruggaan na die slagvelde toe, waar ons saam met die Angolese offisiere op die grond herdenkingsaktiwiteite het wat plaasvind word. Maar dis op die meer professionele vlak wat dit gebeur. En ek dink daar's nie by iemand twyfel nie. Hulle weet hoe goed die Suid-Afrikaanse weermag was. Hulle weet wat het gebeur. Maar aan die ander kant, ons weet ook oor watter middele hulle beskik het. Dan praat ek nie van of jy nou geveg gaan wen nie, maar waar jy in die oorlog kon gegaan het as gevolg die geweldige mate van internasionale steun en wapentuig en deelname wat hulle gehad het. Ek weet nie of ek jou vraag heeltemal geantwoord het nie. Gelukkig. So Frans? Ask hom maar, ek het aan nie so ek wil nou eintlik nie 'n vraag vra nie, want ek wil nie my nou.
Maar ek wil net terugkom na die verantwoordelikheid wat die kabinet gehad het, toe EW die leier was. En ek dink ek was bevoorreg, want ek was die hele voltyd wat hy, ek en Adrian was die enigste 2 ministers, was van die begin tot die eind, ons oorgegee het in daai kabinet gesit het. Die grootste probleem, soos ek dit waargeneem het, moet sê graag jou mening hieroor wil hoor, was die kinders praat in die skool van, man, daai ou is toe, of daai ou is oop. Wat ek hiermee bedoel is, dan moet by elke leier 'n gesindheid wees van openheid, om standpunte vanuit verskillende perspektiewe te oorweeg en te ken, en waar te neem die problematiek, want in die kabinet sit jy met 'n klomp expert uitdagings, die onderwys, die gesondheid en welsyn, en ek neem munisipaliteite, plaaslike owerhede, en elke minister wat daar sit, het 'n baie belangrike verantwoordelikheid om vanuit daardie perspektief in te kom in die kabinet, en die leier moet nou die man wees wat hierdie span kan stuur na spesifieke doelwitte toe. En dis waar ons in die moeilikheid was met de Klerk. Hy kon die regsafdeling lei. En ek dink daaroor kan ons dankbaar wees vir 'n redelike grondwet wat tot stand gebring is, want hy het baie moeite daarmee gedoen. Maar wanneer dit gekom het by ons ander aspekte van die leiding wat moes vanuit die kabinet gegaan het na die ontwikkeling van gesondheid en welsyn, kon ons met voorstelle kom wat hy glad nie begryp, en hy het nie die essensie van die saak, selfs met baie lang debatte en goed, het hy teruggekom en hy wou dit graag vanuit sy agtergrond veroordeel. So ek wil die opmerking maak, en ek dink dat 'n mens sal dalk ook moet kyk na in die opleiding van kinders in skole en waar ook al, dat daar aandag gegee moet word om leiers te ontwikkel wat 'n openheid het. Jy weet, daar is 'n geval van die kind se huis toe of hy's oop. 'n Leier moet die openheid hê om waar ons die problematiek begin uitwys het in die kabinet. En ek wil nie nou in die detail hier ingaan, want ons kan die hele dag daaroor praat, want dit pla my vandag nog. Ek het nog nagmerries hieroor, van die geleenthede wat ons nie benut het nie. En dit het suiwer gegaan oor 'n leier wat nie verstaan het dat hy nie net, ons het nie net 'n regsverantwoordelik en die verantwoordelikheid nie. En ek wil dit nou prakties voorstel. Die administrasie van die land moes voorberei gewees het vir oorhandiging aan 'n onervare regering wat gaan inkom. En hiervan het meneer de Klerk niks verstaan nie. En ons stap dit, die regering, as ek dink aan my DG byvoorbeeld, die voorbereidings wat in die verskillende departemente gedoen is, om hierdie agtergrond, wat ons ingebring het in die kabinet, wat hy verwaarloos het, wat hy geen aandag gegee het nie. Hy het dus hoegenaamd nie aandag gegee aan 'n onderhandelingsproses oor hoe die administrasie van die land op 'n sekere standaard gehou gaan word nie. Hy het 'n grondwet gefokus en geontwikkel, maar uiteindelik het ons gestaan en geval, omdat ons nie die land kon regeer nie, die verskillende departemente, en dit was my ondervinding. En toe ek na hom toe byvoorbeeld gegaan het, hier aan die einde, toe hy me aanhou ek moet aanbly, toe sê ek, maar ek kan nie aanbly nie, vir die eenvoudige rede, daar is nie grondslag gelê. Wat moet ons nou aan die nuwe regering gee? Ons het niks, daar is 'n leegte, 'n lugleegte. Die nuwe regering gaan nie weet waarmee hulle, wat die problematiek is wat hulle moet hanteer nie. Dis net kortliks my siening en ervaring. Ek sal jou mening daarvan hoor. Ek wil net graag erkenning gee vir daardie inset. En dan wil ek onmiddellik sê dat ek was nie lid van die kabinet nie. En ek gaan nie vir die politici die skuld gee nie, maar ek kan dus nie met gesag reageer op al die wisselwerking wat daar was nie. Dit is ons sit gelukkig hier met ander persone. Gert Oudnister sit ook hier binnekant. Nee, want hier is Gert Bedraad. En dan sit ons ook met Johan Mostert daar agter. Hy was in nasionale intelligensie, hy steeds rol speel, en dan jy sit hier voor Dan Prinsloo wat in die presidentskap was. Ek dink as ons nou die geleentheid gehad om die gesprek oop te maak en nou uit verskillende oogpunte daarna kyk, sodat nog baie meer uitgekom het. Maar ek dink
waarmee ek saamstem is dat ek dink ons het in 'n groot mate by die ontbinding van die veiligheidsbestuurstelsel en die gesamentlike bestuurssentra en die ontmagtiging van organisasies soos die weermag in 'n proses van oorgang wat gepaard gaan met onsekerheid en nuwe politieke style wat nie gekoppel was aan die administratiewe vermoë wat ek gesê het van wat met PW Botha gehad het nie, het daar leemtes ontstaan wat eintlik die veld voorberei van die latere probleme wat in ons land vergoed. So ek stem saam met wat jy sê, maar ek kan nie in meer detail daarop kan reageer nie. Ek het meneer De Klerk, miskien moet ek dit net sê, ek het hom as persoon 'n aangename mens bevind. Ek dink hy was 'n innemende mens. Maar ek dink hy het sekere miskien was sy aandag verdeeld geweest. Maar hy het ook op ander maniere dink ek het hy ek wil nie enigiemand se aandag kan verdeel word. Ek wil net sê dat ek dink dat in die proses het hy meer omring deur 'n klomp mense wat soos hy gedink het. Ek het nou vir julle gesê dat ek het altyd vir mense gesê moenie vir generaal Malan sê jy stem saam as jy nie saamstem nie. Wees eerlik met hom. Sê jy stem nie met hom saam nie, maar sê vir hom hoe. Anderster word jy ja-broer in sy geleedere. En ek dink dit ongelukkig gebeur. Ek het nou nadat my boek nou verskyn het ek met 'n hele paar van die oud politici gepraat en hulle het natuurlik baie gekonsentreer op wat ek gesê het oor die mense wat in die onderhandelingsproses betrokke was. Hulle stem nie noodwendig met my saam nie, maar hulle het ook my kon verduidelik in watter stadium met hulle paie met die pad van meneer De Klerk geskei. En hulle het gesê dat redelik konsensus die dag toe uit die regering uitgestap het, toe het hom kwaadlik geneem en gesê nou is ons by kantlyn, ons kan die situasie nie meer beïnvloed nie, reg of verkeerd. Maar dis mense wat in 'n stadium in sy intieme binnekring was wat die pad saam geloop maar toe vervreemd geraak het. Ek dink hy het toe heeltemal geïsoleerd geraak in daardie stadium. Maar ons sou hier kan ons nog baie langer kom praat. Jy iets oor meneer De Klerk sê? Nee. Ons sal nie nog gevraag het dan nie. As jy vra ek moet sê, ekskuus, ek was al by die onderhandeling en my elke dag gesê. En dit was geweldig interessant. En eintlik het die ANC kon doen net wat hulle wil. Daar was nie onderhandelinge nodig vir 'n grondwet nie. Want hulle kon doen nie wat hulle wil. 'n meerderheid was so groot. Maar meneer Mandela het gesê elke ou wat aan daai onderhandelingstafel sit, moet met iets huis toe gaan na sy mense toe. En daai aanvanklike selfbeskikkings wat die mense geskryf is, selfbeskikkings punt wat opgeneem is. Ja, artikel wat opgeneem is in die eerste tussentydse grondwet, het Mandela vir generaal Viljoen beloof in 'n klein kantoortjie op die lughawe wat toe nog Jan Smuts, of ek weet nie wat dit was nie. Want Viljoen wou oorlog maak. George Meiring het hom gesê, julle oorlog maak, skiet ons vir julle dood. As 'n groot skok vir Viljoen en die Blankes. En dis Viljoen uit die politiek, uit die onderhandelingstafel uit, en hy is uit die militêre opsie is nie meer 'n opsie nie, en daar sit die Afrikaner nou eintlik sonder niks. En toe het hy sy broer, sy tweelingbroer, Viljoen se tweelingbroer, het toe gereël dat Mandela en Viljoen mekaar ontmoet. En daar het Mandela dit vir hom beloof. En so het Mandela gesorg dat almal met iets weggekom het uit die onderhandelingstafel. Want sonder die onderhandelingstafel, wat sou hier gebeur met in die land? Bloed. En dit is hoekom ek baie respek het vir mense soos Rolf Meiring. George Meiring. Ja. Oei, jylle, ek so uitgemoed. Rolf Meiring, hoewel
En EW, hoewel hulle in die tyd verskillende name genoem is en alles. En generaal, jy self sê, Roelfie het niks geweet nie, hy het ook maar net in die Kanaries gesing. Jan Bruisenberg Sy weermag ondervinding was om in die Kanariekoor van die lidmag te sing. Maar hulle het ons dan van die Blitband gered, is my persoonlike mening. Ek is jammer nie, want het my gevra nie, ek het dat sommer gegee. Maar nie is nog wat vraag. Dankie, jy dalk geantwoord na klaar. Generaal het reeds gesê dat die oorlog glo hy was nie nodig geweest. Ek het in 81, 82 diensplig in die lugmag gedoen en ek het nie noodwendig baie positiewe oorgehou daarvan nie. So in ons ouderdomsgroep is ons bewus van baie mense wat baie skade opgedoen het in daai proses. So dis 'n bietjie van 'n vraag wat ek weet nie of hy antwoord het nie. Wat sou gebeur het as ons daai oorlog nie geveg het? Hoe sou Suid-Afrika vandag gelyk het as ons die geld wat ons daarop en op 'n klomp ander goed spandeer het, vir ander doeleindes kon gebruik het? Ek antwoord die vraag soos volg. Wat sou gebeur het indien ons voor die tyd tot 'n ooreenkoms met Hitler gekom het in die Tweede Wêreldoorlog was nie nodig nie. Dan kon vrede gehad het. Wat sou gebeur het as ons in 1954 die Freedom Charter aanvaar het? Dan was daar nie oorlog nodig nie. Dan kon ons toe al dit as die basis gebruik het. Jy weet, so dis altyd moeilik om terug te kyk en te sê wat sou gebeur het. Dit is hipotetiese vrae. En ek kan dit nie antwoord nie. Jy weet, daar kon goeie dinge kon gebeur het of dit kon baie sleg gebeur het. Ek kan vir julle net antwoord dat indien ons nie in die stadium toe ons betrokke was in Namibië en Angola en in Rhodesia toe en in Mosambiek betrokke was nie, sou dinge waarskynlik baie vinniger, baie meer negatief vir ons verloop het op die veiligheidsterrein. So ons het inderwaarheid gekoop. En dan wil ek aansluit by wat jy sê. Daarom het ek ook aanvanklik gesê dat jy weet dit sou verkeerd wees om van die dienspligtiges te praat asof almal net altyd die heel beste ondervinding gehad het en almal net positief uitkom. Daar's mense wat baie seer gekry het deur hulle militêre diens. Party mense was net nie daarvoor gemaak nie. Party mense het sensitiewe persoonlikhede. Maar ek dink wat ons doen daarmee na die tyd is belangrik. Ek het gister gereageer op 'n sosiale media boodskap van iemand wat ek dink heeltemal vulgêre taal gebruik het. En ek het gesê dat ek dink dit doen afbreek aan ons almal. En ons moet teen sulke misbruike beskerm word. Want ons kan nie toelaat dat dit die norm word nie. En een mannetjie het na my toe teruggekom en hy het gesê, maar toe hy 'n troepie was dit die norm. Toe sê ek, maar dit moet nie steeds ons norm wees nie. Ons moet beter wees as wat ons was. Dat daar swakhede in die stelsel was, dat daar vergrype was, dat daar dalk korporaals en samejore was wat te streng was, dat daar ook rooikop offisiere was wat te streng was, is so. Maar jy weet ons gelukkig nie meer rooi hare nie, jy weet. Ons kan niks doen om die verlede nou te verander nie. Maar die feit van die saak is net dat ons is daardeur. En ek dink as mense kyk na die grootste gros daarvan en wat dit vir ons beteken het as volk in terme van ons dissipline, ons vaardighede, ons opleiding, dan het ons baie meer gebaat as die individue wat in die proses gekry het. En ek is verskriklik jammer oor individue. Ek is verskriklik jammer oor naasbestaandes wat geliefdes verloor het. En ek verstaan hulle vraag. As hulle sê, was dit die moeite werd? Ek verstaan die vraag van die man wat gestremd is. En dag tot dag nog lewe met sy gestremdhede. En hy trou en hy sê, maar hoorie, almal het my vergeet. Dis net ek. En my familie is dalk weg, of my familie sal iemand opskeef. So daar's mense wat werklik moeilikheid het as gevolg van die oorlog. Maar ek wil nie dat ons verval in die versoeking om te sê, maar as ons dit anders hanteer, as ons die blame gee vir die mense wat toe die besluit gemaak het, asof alles daarna Ethiopië sou gewees het, dit sou nie gewees het nie. Ek is jammer, ek hoop nie, ek sal nie leer om te antwoord nie. Seker? Jy het vraag?
Ek dink jy moet daai die koffie is. Mense hou nie besig. Daar word probeer deur mense wat in instansies is wat nou betrokke is by wapens en so, dat ons regering so bang is vir staatskaping. En dis hoekom dit vir hulle geensins belangrik is om die weermag in stand te hou op die lugmag nie, want net nou word hulle staatskap. Ek dink die staatskaping vind op ander vlakke plaas en dit het gelei tot die Zondo-kommissie, jy weet. Maar ek verstaan die konteks van die vraag. Ek dink hulle was bang dat die blankes in die weermag 'n element van insurreksie, ondermyning sou gewees het. En dat is nie dat die kommandostelsel gehandhaaf het, dit die bron kon wees van weerstand teen die regering. Ek dink selfs die deeltydse magte, die burgermageenhede, het hulle ook dalk daardie vrees gehad. Hulle het dalk ook die vrees gehad van ons mense wat in die staande mag was en dat hulle ons wou aftakel, is so, maar die aftakeling het nie begin in die huidige regering nie. Die aftakeling het begin in die voor en na 1994 situasie. Of hulle werklik bang is daarvoor, ek weet nie, ek Johan Bos sit nou hier, ek weet nie hoe hy nou sit nie, maar ek dink hy sou ons 'n baie meer beredeneerde antwoord gegee het daarop. Ek dink oor die algemeen is hulle maar bang vir staatsgrepe, maar op die oomblik beheer hulle dit so dat ek dink die kans is nie goed hier nie, alhoewel daar weer staatsgrepe elders in Afrika voorkom. Ek dink omdat hulle bang is vir staatsgrepe in 'n Afrika konteks, is dit reeds die rede waarom hulle so sterk optree teen 'n staatsgreep in enige land, want hulle is bang dit word weer 'n mode ook in ander lande. So daar is maar 'n vrees van die polisie vir 'n militêre oorname, maar of dit op die oomblik die rede is waarom die weermag so ontmagtig word, ek glo nie dis die rede nie. Ek dink dit is eenvoudig, daar is onbevoegdheid, daar is 'n gebrek aan politieke wil, daar's 'n wanaanwending van middele wat daar is. Daar's nie optimalisering van die middele wat hulle oor kan beskik nie. En ek dink die staatspoging is net eenvoudig so verdeel met soveel selfverryking en selfbemagtiging wat plaasvind, dat die geld kom nie uit by die plek waar dit werklik nodig is nie. En ek dink dit is amper 'n groter bedreiging. Ons het 'n groot klomp kundigheid verloor. Jy moet nie die verlies aan kundigheid onderskat nie. Jy weet, ons het die stadium bereik wat as 'n man op 'n sekere vlak in sy loopbaan kom, dan sy amper voor 'n keuse gestel dat hy nou maar eintlik moet gaan. Ek het dit self beleef toe ek gedink het ek is op die toppunt van my loopbaan. Toe hoor ek, maar dit sou eintlik goed wees as ek nou gaan, want dan kan die pos gebruik word om vir die minister van verdediging se vrou ook 'n generaal te maak. En dit was my 'n absolute soos 'n hou in die wind. Want ek dink maar, weet as jy skielik so min werd is vir die bestel en jy gee nou pad, wie gaan in jou plek kom om te doen waarin jy absoluut emosioneel glo? En die vrou wat toe in my plek bevorder is, aangestel is, sy het 2 jaar voortgegaan om in haar ou kantoor te sit. Sy het nie 'n enkele dag in my stoel kom sit nie. So daardie hele pos wat so belangrik was dat die pos spesiaal geskep moes word, is net eenvoudig leeggelaat en dat niks verder daarin gebeur nie. En ek dink dit is 'n groter probleem. Ek dink as ons gouer van hierdie klomp mense wat net passasiers is, kan ontslaa raak en kundige, gemotiveerde, opgeleide mense kry wat denkend die taak kan oorneem, dan sal ons 'n bietjie nader aan die oplossing wees. Maar op die oomblik is daar nog nie veel tekens dat dit op die saakmakende vlakke gebeur nie. Dankie, generaal. Generaal, dis weer wat ek graag wil vra, is die perspektief. Net hierdie onderhandelings te voorkom. Ek kom by die nywerheid wat jy weet, baie vaardigheid, baie tegnologie gehad en baie dinge saam met hulle gedoen. Was daar ooit 'n perspektief gesien in die onderhandeling? Wat van hierdie ervaring, wat van hierdie kundigheid, wat in beginsel wat deur die weermag befonds was vir navorsing, wat toe uitgeloop het, ek dink ook aan die Iran
verrykingsoperasie. Ek dink aan die WNR, die verdedigingsstapels. Ek dink aan al daai elemente wat soveel so standaard geskik het internasionaal. As dit ooit bespreek wat sal gebeur na die 94, dankie. Ek dink in terme van die gespreksonderwerpe was dit sekerlik 'n onderwerp en daar sou baie sterk standpunt ingewees dat ons moet kundigheid bou, ons moet oorgang bewerkstellig, ons moet nie dat ons tegnologie verlore gaan nie, maar al daardie goed het platgeval in die praktyk as gevolg van die politieke dienstigheid en dat hulle moet mense beloon het vir hulle betrokkenheid in die verlede en dan die hele kwessie van selfverryking. As dit nie was nie, weet dat ons nou nog 'n goeie spoorweeg gehad, 'n goeie lugdiens gehad, goeie poskantoor gehad, goeie WNR gehad. Ek dink by WNR gaan dit nog redelik goed, maar ons bureau vir standaarde, jy weet die kruisstyg bedryf in die algemeen, Denel, weet dat daardie goed is net eenvoudig op 'n onbehoorlike wyse verkwansel en na die buiteland gestuur ten spyte van die verlies wat dit vir ons het. So my antwoord sou wees dat al het hulle wat gesê oor die belangrikheid daarvan, het die praktyk wat eintlik heeltemal wil ek sê korrup gefundeerd was, het oorgeneem en al die ander goed het verdwyn as argumente. En dis baie jammer want ons het ongelooflike kundigheid gehad. Daar sit nou van die voertuie wat vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag bedoel was, is die projek oorgeneem deur die buiteland met al die projekplanne, met al die personeel, die kundigheid en dit word van daar af bemark en ons kan dit nie eens koop nie. Dis eintlik dit is 'n groot tragedie. En dis heeltemal reg. Baie dankie. Ek is seker daar's ook heel wat vrae, maar ons gaan nou hierna koffie drink en koek eet. Ek wil net graag 'n vraag vra, want die boek is ons nou 'n bietjie ernstige sake gepraat, maar daar's baie soort van persoonlike straaltjies en dinge wat die generaal wat vertel wat baie lekker lees. Ek weet nie in watter stadium of op watter rang of op watter stadium van sy lewe het hy 'n toergids begin word. Hy was 'n toergids van formaat. En ek het my opgemerk dat dit meestal ou tannies was wat op hulle paspoorte verloor het of hulle Ek dink dit is makliker om 'n komputer te hanteer as 'n toergids. of hulle tassies ergens agtergelaat het. En dit is regtig van het allemaal hoe die arme generaal appelleer tannies verlore goedjies moes aansikkel. Generaal, dan is daar een vraag of eintlik 'n besoek wat ek van u het. En dit is, u het in Moskou ergens of in Rusland ergens het van die poppies wat vir julle gedans het julle daar die verhoog genooi om saam te wil dans. En dit het nou gevoel dit is 'n voorbeeld wat jy moet stel vir die ander mense, ondanks al die vodka. En is toe op die verhoog en u is daar met 'n ambulans weg. Ja, dit is vir ons asseblief. En ek wil die steps sien. Ek dink die eerste steps wat jy gesien is die steppe. Nie die steps nie. Nee, dit is so. Dit is nou ek het baie graag toer begelei, die ook saam met my. En sy was eintlik altyd die grootste ondersteuner want sy moes eintlik baie van die mense rustig hou en dis die werk doen. Maar iemand het my nou geskakel gevra of ek nou reg is om volgende jaar weer 'n toer te neem. Toe sê ek van hoorie, ek word een van die dae 80, toe sê mense wil dit nie sê nie. So miskien gaan ons volgende jaar weer toer, ek weet nie. Maar in hierdie betrokke geval het ons 'n baie druk toer gehad. Die toerleier het heeltemal gevou en ek moes toe oorneem. En die laaste aand toe is daar nou die Russiese volksdanse en die meisies was mooi. En hulle praat dit daar van vooraf maar ons moet vorentoe kom iemand, maar almal sê dat hartomleiding gehad en het 'n verstandverplanting gehad en ek weet nie wat sê ek sê toe hier.
ons hom nou nie op klomp kabouters nie. Ek sê ek sal gaan. En toe daar so 'n paar ouens ook gaan, maar dit was soos amper so iets soos dis julle wat die wind, dis julle wat die wind, jy weet. Ek so 2 tree vorentoe gegee en die 3 tree terug gegee. Toe klap hier iets agter my en ek kyk toe om wat ek 'n blikkie getrap het of die gordyn raak getrap het. Maar ek voel my been maak so ek sê vir die meisie in Afrikaans. Ek het altyd met die Russe net Afrikaans praat, nou dan verstaan hulle my. Maar hulle sou my in elk geval verstaan. Maar ek sê vir haar, Poppie, los my net. Ek gaan nou afvoer, los my net. Want sy wil nog verder dans. Toe staan ek daar agter langs die verhoog en ek voel maar hier is iets nie lekker en ek stap toe onmiddellik uit en ek gaan sit daar en toe ek op die stoel sit en ek tel my voet op toe my Achilles heeltemal mos afgeskeer. Maar dit het nog snaaks gelyk. Want jou kous pas nie nou soos altyd nie, jy weet. Maar die grootste bedreiging was eintlik al die mense wat toe nou vir my vodka aandra. Want hulle sê dis goed vir die skok en ek sê nee maar hoorie maar ek gaan geopereer moet word. Want iemand sê vir my as hierdie ding nie geopereer word binne 24 uur dan gaan jy sulke harde eelt te kry daar en jy gaan altyd so verkeerd loop. Ek sê nee, ek wil niks van die jaar teen nie. Toe kom die Russiese paramedici daar aan en hulle handel my en ek baie beïndruk met hulle en sê nee maar ek moet onmiddellik hospitaal toe gaan. Ek sê right dat maar nie Russiese hospitaal nie. Ek wil kan Engels praat, Amerikaanse kliniek. Hulle sê en hulle pak hulle tassies op en loop. Toe was daar nie eens weer 'n ambulans nie. Toe moet ek met die groot toerbus na die Amerikaanse kliniek toe geneem word. En toe ek daar kom, toe praat almal Russies. Dit kan ek nie verstaan nie. Maar ek het nou nie meer 'n keuse nie. Ek moet dit doen. Toe sê hulle vir my maar, hulle kan nie op 'n Sondag aand 'n chirurg kry, 'n ortopeed kry in Moskou nie. Die mense het geëet en naweek gehad tot gedrink en so, daar's nie, maar ek sê kry nou 'n ou. En so 2 die oggend toe opereer hulle my. En my grootste ontdekking was dat gedurende daai volle tydperk wat ek by die Amerikaanse kliniek was, Rial het die volgende jaar teruggekom. Dis die enigste Engels wat ek gehoor het was van die suster en sy het net gesê pain, ag shame. So dit het nie so gegaan. Maar as mense hierdie stories begin vertel en vals en begin vertel oor stories van wat in die operasionele gebied gebeur het met Teddy die leeu en al sulke goed, dan kan ons nog daar lankie besig maar daar's nie nou tyd daarvoor nie, hoor. Ons maak vinnige tydjie. Jy sê baie te praat nie. Sê net vir ons, wie was die minister wat op die troon gesit het toe die leeu daar in Louwamala te sê? En wat glo sy naam ons almal in die pers geheim moes hou weens sy wat noem jy dit? Verleentheid want hy is toe met sy broek op sy knieë glo daar. Sê dit vir ons naam. Nee, die broek was op sy knie, het was om sy enkels. Maar aangesien jy nou weet wie dit was, gaan ek vir jou die kans gee om te sê, dan kan jy my kop doppe of ek sê ja of nee. Ek het 'n paar name gehoor, maar die een wat destyds ons die geloofwaardigste was Barend Legrandsie. Barend Legrandsie? Ja. Louis Legrandsie. Hy was een van die kandidate. Baie goed. Nee, dit is nou wat ek kan vir julle sê. As 'n militêre verslaggewer was dit baie moeilik om die ware storie te kry. Vanaf is dit baie dankie. Okay, groot voorreg. Ek dink ons het dit almal regtig geniet, ja, van my feesjie. Baie dankie vir almal wat gekom het. Ek hoop julle het dit geniet. Ons gaan nou koffie is reg, die koek is gesny en is reg, die koek is daar agter. Sal julle asseblief net as julle opstaan, die stoele net so 'n bietjie terugpak daar na die kant toe, dat die stoel oop is vir beweging. En dan generaal, sal u sekerlik bereid wees om mense se boeke te teken. Ja. Goed, ek wil nog iets sê? Nou, ek wil net graag vir jou sê, baie dankie Gert, vir jou baie dankie en vir almal vir u te kom het op die lekker deelname. Dit was lekker om interaktief te kan wees, al was daar nou nie soveel vrae nie. Nou die dag moes ek praat op die Legends program, Legacy program. En toe begin hy die onderhoud en toe hy praat, toe sê hy, my goed, jy kan maar praat en hy skakel dit af en 2,5 uur later toe skakel hy dit weer aan.
Ek is bly dit was nie so tipe onderhoud vandag nie. So baie dankie. Dankie.